iets kortliks deel, dan gaan ons lekker saam sing verder. Heilige Gees tema of tema vir hierdie naweek is Heilige Gees kom skep moed. En in vandag se tyd waarin ons is, en vandag se ek wil amper sê die era waarin ons is, en die tydsbeloop waarin ons onsself vind, waarin die kerk homself vind, is dit nodig om moed te hê. Is dit nodig dat Heilige Gees moet moed skep. Is dit nie wat die ultimate doel was toe Heilige Gees die eerste keer die disippels of toe hulle gepreek het en hulle daai 3000 is gevul met die Gees, dit was moed wat geskep was. Halleluja. Pinkster vanaand is 'n voorbereiding vir die werking van die Gees. Kan jy met my saam sing vanaand? En dit begin in my en jou vanaand. Dit begin nie net in jou buurman of jou buurvrou of in die en daai nie. Dit begin vanaand in ieder en elk van ons wat vanaand hier is. Ek begin vanaand met 'n belofte uit die Ou Testament wat die Here aan sy kinders gegee het in Josua 1 vers 9. Hy sê, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Pinkster is hier vanaand om in ons 'n moed te skep. Soos die woord sê, hou moed. Hy is hier vanaand om die belofte wat die Here gegee het aan sy kinders te kom vervul. Maar dat ons vol weet dat Heilige Gees is hier vanaand. Amen. Vir wat sê rede anders skep ons moed vanaand? As om te weet Heilige Gees is hier. Wat is ons ultimate doel van Pinkster vanaand, gemeente? Eerstens is waar die uitstorting van die Gees. Pinkster, liewe vriend van God, vanaand is die viering van die uitstorting. Handelinge 1 vers 4 tot 5 en 8 sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Josua 1 vers 9. Die belofte van die Vader. Wees nie verskrik nie. Hou goeie moed. Kan jy sien hoe dit inpas vanaand? Wat julle het hy gesê van my gehoor het. En die belofte is ook, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie, het die woord gesê. En vers 8 kom sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, en tot die uiterste van die aarde. In hierdie viering is daar hoop vanaand, is dit nie waar nie? Die tweede punt waar Pinkster gaan vanaand is die geboorte van die krag in die kerk. Pinkster vanaand is die geboorte in die kerk se liggaam van krag. Meninge binne die gelowiges, binne my en jou vanaand, is daar geboorte wat plaasvind wanneer Heilige Gees ons kom bekragtig vanaand. Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. They were all in unity. And where there's unity, the Lord commands his blessing. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Amen. Kan jy sien hoekom Pinkster vanaand belangrik is? Amen. Dis daar 'n puntjie waarna ons kyk vanaand in hierdie kort gedagte wat ek met julle deel, is vervulling van die belofte van Jesus. Ja, amen. Dis absoluut 'n vervulling vanaand. Yes. Dis nie net 'n belofte wat waarkom nie, dis 'n belofte wat vervul word. Yes. Pinkster vorm vanaand deel van die belofte. Amen.
As ek hom in 'n sirkel moes sit, sou ek sê hy is vanaand 75% van die belofte. Amen. Want as die belofte toe die Here gesê het, ek sal aan julle 'n tweede trooster stuur. In elke belofte wat die Here vanaand gegee het, is daar hoop. En wanneer daar hoop is daar krag. Amen. So Johannes 14 vers 16 tot 17 sê, en ek sal tot die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Halleluja. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Amen. Pinkster vanaand, liewe vriend, is omdat ons hom ken. Yes. Is omdat ons hom deel maak. Dis omdat ons verkies om saam met hom te wees as teen hom. Amen. Jesus se belofte is dat ons nooit alleen sal wees nie. En ek wil vanaand hê jy moet na jouself, wanneer jy vanaand in hierdie present worship intree, dat jy vanaand self-introspeksie moet doen om te besef jy sal nooit alleen kan wees nie. En omdat hy moes opvaar, soos ons nou eendag gehoor het Vader besluit om die trooster te stuur. Deel van die beplanning vir sy kinders. So Pinkster is vanaand die viering en die hoop van hierdie trooster, Heilige Gees. En ek wil vanaand vir jou vra, het jy hom? Benodig jy hom? Wil jy hom vanaand deel hê van jou lewe? Dan is jy vanaand in die regte plek. Heilige Gees is hier vanaand om jou te lei in waarheid. Hy is hier vanaand om jou krag te gee as dienswerk vir die Here. Hy is hier vanaand om jou te verseker oor jou lewendige verhouding met Abba Vader. En dan is daar nog 'n ding waar die Gees vanaand hier is. Uitsonderlik. En dit maak my verskriklik bly. En dis die vrug van die gawes van die Gees. Om dit aan ons te openbaar. Want in elke gawe en vrug is daar hoop. Daar is hoop in die liefde. Daar is hoop in die blydskap. Daar is hoop in die vrede. Daar's hoop in die lankmoedigheid. Daar's hoop in die vriendelikheid. Daar's hoop in die goedheid, die getrouheid, die sagmoedigheid en die grootste een wat ek glo, die selfbeheersing. Daar's hoop. So waarom hou ons Pinkster vanaand? Om onsself weer in lyn te kry en te bring met God se woord en sy Gees en sy plan. Om ons weer op die regte pad te kry. Sou ons dalk verdwaal het. Om vir onsself te kan sê, nie self te kan sê nie, maar self te kan sien dat ons liggie skyn nog vir Jesus. Laastens, om die krag van die Heilige Gees prakties in my en jou lewe te sien werk. En in die gemeenskap. Daarom vra ons vanaand, Heilige Gees, kom skep hoop. Kom skep hoop in ons binneste. Kom skep hoop in ons uiterste. Prys die Here. Amen.